Dit is die begin van lydenstyd. 'n Tyd waarin ons dink oor die 40 dae voor Jesus se kruisiging. 40 dae van sy lyding en van sy seer, ook 40 dae van vervreemding, net tussen hom en sy disippels, 'n afstand wat ons lees in die evangelies. Ons het in die week as Woensdag gevier en ons het besin oor die mens, oor ons sterflikheid, oor die feit dat ons lewens beperk is, oor die feit dat ons 'n begin van ons lewe het en so ook die einde van ons lewens. Ons het in die week het ek ingeskakel by die gebedsgroepie by Jan van Riebeeck Hoërskool wat die tieners self daarso hanteer en ons gesels oor hierdie sterflikheid. En soos ons daaroor praat, kyk ons op na die berg, soos baie van julle sal weet, is die skool so onder die berg geleë en ons kyk na die berg en besef maar die berg help ons om te dink oor hoe God teenwoordig is in ons eie sterflikheid. Dat ons weet maar die berg was vir duisende jare daar voordat ons gebore is en die berg gaan vir duisende jare nog daar wees nadat ons afgesterf het. En so is God ook ewig, so is God ook voor ons en na ons en omvou hy ons hele lewe en ons hele bestaan. Nou ons gaan vandag kyk na 'n teks, is eintlik 'n opstandingsteks, maar is 'n teks wat steeds praat van verlies. 'n Teks wat gaan oor menslike lyding en hoe die opgestane, gekruisigde Jesus Christus dit hanteer. Kom ons lees saam uit Johannes 20 vanaf vers 11 tot 15, net tot sover vir nou. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en 2 engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, "Vrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom, "Meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem." Maria gaan vroegoggend, toe dit nog donker was, na Jesus se graf toe. En ons weet nie hoekom sy gaan nie, maar ons weet sy het nie verwag om 'n opgestane Here te ontmoet nie. Sy het gesien dat die graf oop was en sy het gehardloop na die disippels en gesê, maar hulle het ons Here weggevat. En so hardloop van die disippels toe na die graf toe en sy saam met hulle. En ons lees hier van 'n klomp simboliek, dat van die disippels vooruit gegaan het en ingegaan het en een het geglo en Petrus het stadiger gehardloop en hy het later aangekom en hy het self nie ingegaan nie. En dan die disippels gaan weer huis toe na dit, maar Maria het buitekant die graf staan en huil. Soos julle weet, is ons besig met 'n reeks oor ons vensters hier agter. En hierdie week is die venster wat ons oor gesels hier aan my regterkant, die beeld van Jesus wat verskyn aan Maria Magdalena buite sy graf. Nou ons weet dat die gesin wat hierdie vensters ingesit het, is 'n man en 'n vrou wat hulle 2 dogters verloor het. 2 dogters wat Europa toe is om te gaan studeer en daar het hulle ongelukkig afgesterf. En die gesin sit toe hierdie vensters in. Nou vir my is dit interessant om te dink, maar hoekom sou hulle hierdie spesifieke teks gekies het? In hulle eie verlies en in hulle eie seer, hoekom het hulle hierdie verhaal gekies? Nou ek dink in hierdie woorde, maar Maria het buitekant die graf staan en huil, het hierdie ma en hierdie pa iets gehoor van hulle eie seer. Iets gehoor wat resoneer met dit wat hulle self beleef.
Maria treur so in hierdie verhaal dat sy nie eers ag slaan op die engele nie. Nee, ons weet nie of sy die engele herken het nie, maar sy slaan geen ag op hierdie mense wat in Jesus se graf sit nie. En dan vra hulle vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy herken ook nie vir Jesus nie. Jesus verskyn aan haar en vra dieselfde vraag. Vrou, waarom huil jy? Na wie is jy op soek? En sy misken hom as die tuinier wat daar werk in die begrafplaas. Nou is interessant dat Rembrandt ook hierdie verhaal skilder en in sy weergawe is daar 'n paar merkbare verskille. In ons venster sien ons vir Jesus baie duidelik, nee, dit is die Jesus wat onmiskenbaar is, die Jesus met die koninklike klere aan, die Jesus wat mens nie kan miskyk nie. In Rembrandt se kuns sien ons egter 'n ander Jesus. Hy het vir Jesus geverf as die tuinier Jesus. Jesus wat tuinierklere aan het, 'n Jesus wat 'n grafie dra, 'n Jesus wat selfs 'n wye sonhoed aan het, 'n wye hoed wat die son keer. Selfs hierdie Jesus kon gebrand het in die son. Maar Maria sien nie hierdie Jesus raak nie. Sy misken vir Jesus as die tuinier. Nou kom ons lees verder uit Johannes 20 en vanaf vers 16. Jesus sê toe vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Jesus roep Maria se naam uit. En soos hy dit doen, kerf hy dwars deur haar trane, dwars deur haar verlies en rou, en sy kan hom sien. Dis asof sy nuwe oë gekry het. En sy word dan die eerste mens wat die opgestane Here aanskou. Die eerste mens wat vir hierdie Jesus, die gekruisigde en opgewekte Jesus, kan sien. In hierdie verhaal is daar ongelooflike diep teologiese verskywings waarmee Johannes besig is. Spesifiek hier in Johannes 20 met die opgestane Jesus. En hierdie verskywings beeld hy uit deur parallel te trek met ander tekste in die Bybel. Eers 'n teks in sy eie evangelie en dan 'n teks, 'n ander boek in die Bybel. Hy verwys eintlik baie subtiel na hierdie tekste om vir ons iets te sê van hierdie opgewekte Jesus. Die eerste een is dit in Johannes 1, dan gaan Jesus na die disippels toe. Hy roep die disippels, baie soortgelyk aan hoe hy Maria roep, en dan vra hy aan hulle, wat wil julle hê? Wat wil julle hê? Hier lees ons 'n ander vraag. Ons lees die vraag na wie is jy op soek? Die wat in Johannes 1 verander na 'n wie in Johannes 20. En nie sommer net enige wie nie, maar hierdie opgestane Jesus. Hoe dikwels in ons lewens is ons nie op soek na 'n wat nie. Nee, ons is op soek na 'n nuwe werk, of 'n vakansiehuis, of 'n kar, of 'n finansiële sekuriteit, of 'n skool vir ons kinders, of akademiese prestasie, of wat ook al dit mag wees. Ons is so dikwels op soek na 'n wat. Hier nooi Johannes ons uit om nie te soek na die wat in ons lewe nie, maar om te besef dat ons eintlik 'n diep verlange het na 'n wie. En hierdie wie is die gekruisigde, opgestane Jesus Christus.
Die tweede parallel wat Johannes trek, en hier is die leidraad, ons het 'n man en 'n vrou in 'n tuin. Ja, dit is die Genesis skepingsverhaal. Johannes wys subtiel na hierdie skepingsverhaal om vir ons iets te sê van Jesus. Dat Jesus 'n nuwe mens is, 'n nuwe Adam, 'n volmaakte, ware Adam. Wat vir ons iets sê van 'n nuwe begin, 'n nuwe verhouding, 'n nuwe pad waarop ons genooi word. Dikwels as gelowiges dink ons dat hierdie pad van disippelskap en die pad van 'n gelowige wees beteken dat ons op 'n manier onsself moet verhef. Dat ons 'n ongelooflike heilige lewe moet leef en ons moet streef om soos God te wees. Maar hier ontdek ons Jesus se uitnodiging, so eenvoudig en so mooi en so waar, dat jy genooi word om eenvoudig dit te wees wat jy geskep is om te wees, 'n mens. Dat jy genooi word om jou menslikheid te ontdek, 'n nuwe menslikheid, en as 'n nuwe skepping, as 'n nuwe mens in 'n nuwe verhouding met God, as 'n nuwe mens, 'n nuwe verhouding met die mense om jou. Jesus nooi ons uit om eenvoudig mens te word. In lydenstyd is dit dikwels die gebruik van gelowiges om te vas. En vas is eintlik maar baie eenvoudig om te sê, maar ek is besig om te bid met my hele liggaam. Dat ek myself ontneem van iets om my te help om te fokus. En dit is maar net wat gebed ook is, né? Ons maak ons oë toe om te kan fokus. Ons probeer die geraas van ons lewens bietjie stil maak en in stilte by God wees. Ons ontneem onsself van al daai geluide. En dit is wat vas is, om onsself van iets te ontneem, om eenvoudig te kan fokus en by God te kan wees. Mag jy in hierdie lydenstyd die Jesus beleef wat jou in jou verlies, jou in jou tekort kom ontmoet en jou naam roep en vir jou sê, jy is op soek na 'n wie en dit is wie ek is. Die Jesus wat sê, los die wat ook al dit mag wees, los die wat en soek vir my. Mag jy 'n Jesus ontdek wat jou roep om meer mens te word. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed van Annes Nel. Kom ons bid dan nou saam. Vader van genade, U het alles goed geskep. U het die mens goed gemaak. Hoe anders het dit nie nou geword nie. Hoe anders is dit nie met my nie. Ek is soos gras wat verdor. Ek is soos 'n kleipot wat maklik breek. Ek is 'n lekkende kruik wat nooit vol is nie. Ek is 'n afgedwaalde skaap. Ek is 'n kind wat weggeraak het. Ek is 'n muntstuk wat verlore is. Ek het baie dorings in my vlees. Ek is stikkend, gemaal deur die lewe, vergrys deur my sonde, vergrys deur ander mense. O Seun van medelee, U het by gebroke mense stil gestaan. U het vir sondaars, goddeloses, vyande gebid en gesterf. U vier fees oor hulle wat gevind word. En uit die dieptes roep ek na U. Here, ek kan nie meer stil bly nie. Vind my tog, sodat ek rus kan vind. Soos 'n wildsbok na water verlang, smag ek na U vergifnis. Laat U genade ook vir my genoeg wees. Heilige Gees, trooster, waarborg, eerste gawe, nuwe mens, herskepper. U wat soos 'n ma my trane afdroog. U wat my met die seelring van die liefde gemerk het as U eiendom, as U kind. Gee my vrede oor my gebrokenheid. Kap die stukke in my lewe af wat nie soos U lyk nie. Skep in my 'n onverdeelde liefde vir U. Laat ek hulle lief hê wat my gebreek het.
Laat die liefde deur die krake in die kleipot van my lewe op ander uitlek. Vader, Seun en Gees, vergewe my, seën my, lei my, onthou my en gebruik my, al is ek stof. Amen.